Nou kom ons by my terug op my kartesiese vlak. Hierdie julle, dit is 'n gedeelte wat ek vir julle sê jy nooit by mag punte verloor nie. Dit is verskriklike lekker werk en jy moet dit in graad 10 al onder die knie kry want hulle vra dit vir jou in graad 10, 11 en 12. En die beginsels bly heeltyd presies dieselfde. So dis regtig belangrik dat jy hierdie ding 100% onder die knie kry. Okay. So, kyk gou hierson, hè. Eerstens, hulle gaan vir my 'n onbekende hoek gee, soos alfa of 2 beta of theta. Hulle gaan nie noodwendig vir jou sê wat die hoek is nie, okay? So, byvoorbeeld hierso, daai ouetjie se naam is beta. Of hoe ook al hulle dit vir julle vra, ek gaan nou vir julle wys. Okay, so kom ons kyk gou, die eerste ding wat jy hiervan moet weet is hoe my CAST diagram werk. Okay, ons praat van my CAST, C-A-S-T, dit is my CAST diagram. So die belangrike gedeelte is om van hom te weet, ons begin my CAST diagram by 'n 0 grade, hierdie enetjie is 90 grade, hy is 180 grade, 270 grade, en 360 grade. Hierdie is die koppe van die CAST diagram wat ek julle van vertel het in die vorige video met die spesiale driehoeke. Okay, nou wat jy moet weet, ons noem hierdie kwadrant 1, nommer 1, kwadrant 2, kwadrant 3 en kwadrant 4. Al hierdie inligting is in julle notas, so julle kan regtig net na daai slide gaan kyk, it's all there. Okay. Nou wat jy verder moet weet, is in my A-kwadrant, hier by my A, dit sê vir my alles is positief. My CAST diagram sê vir my wanneer is dinge positief, okay? By die S is my sin positief. By die T is net my tan positief en by die C is net my kos positief. Okay, en dan wat dit dan eintlik vir my sê, hierso is niks negatief nie by die A nie, want alles is positief. By S is net sin positief, dit wil vir my sê, tan is negatief en kos is negatief. By my T-kwadrant is sin negatief en kos is negatief. En by my kos-kwadrant, kos is positief daar, is sin negatief en tan is negatief. En dis hoe my CAST diagram werk. Dis al wat jy hoef te weet daar vir nou. Okay, nou kom ons by die volgende gedeelte wat verskriklik belangrik is. Wanneer ons by my kartesiese vlak kom, spesifiek net hierson, net op my kartesiese vlak, is daar 3 ander lettertjies wat ek wil hê wat ons moet gebruik. Ons het nou al gewerk met die T en die S, die A en die S en die T en die A. Ons het dit nou al gedoen, okay? So, wat ons hierso gaan doen, die eerste enetjie is my sin se lettertjies is Y op R. Kos se lettertjies is X op R en tan se lettertjies is Y op X. Glo vir my, dis soveel vinniger as jy hierdie 3 lettertjies nou al uit jou kop uit kry. Okay, 'n ander manier om dit te onthou is om te sê, ons skryf vir sin, vir kos en vir tan. Sin se lettertjies het ons nou net gesê is Y op R, kos is X op R en tan is Y op X. En as jy dit wil onthou, dan kan jy dit onthou met 'n rympie, why are X's really your X's? Dis 'n oulike manier om dit te onthou. Okay, so kom ons chat gou vinnig. Ons het nou net oor die CAST diagram gechat oor wanneer is wat positief en negatief. Nou wat belangrik is, nou op my kartesiese vlak spesifiek, werk ons nou met X en Y. So ons weet mos nou met funksies, weet ons mos X is hierso positief, want hy is hier aan die regterkant van my lyn. En ons weet X is mos negatief daar, dis mos, sê nou maar 1, 2, 3 en minus 1, minus 2, minus 3. En 1, 2, 3 en hy gaan op en minus 1, minus 2, minus 3 soos wat hy afgaan. So dit sê vir my, hierso is my X se positief en bo die lyn is my Y positief. Aan die linkerkant is my X negatief en aan die onderkant van die lyn is my Y negatief. So jy moet hom net letterlik met soos 'n gewone kartesiese vlak gaan benader. Alright. Nou begin ons met die pret. Okay. So hier is jou eerste vraag. Hoe dit gaan werk, jy gaan hom sommer dadelik raakspot. Ons moet asseblief hierdie punte kry, want ek gee verskriklike lekker werk. Die moeilikste ding is om jou skets te teken en as jy dit het, ag nee, dan is jy koppe deur. Okay. So eerste ding wat ek hier gaan doen is, ons gaan eers moet bepaal in watse kwadrant om hom te teken. Hierdie is alles stap vir stap in julle notas met regmerkies en is gecolor code en al die stappe word baie mooi gewys, so julle kan dit net daar gaan kry.
So die eerste ding wat ek hier gaan doen, nog voordat ek enige iets anders gaan doen, is ek moet eers gaan bepaal in watse kwadrant om te teken. Okay, so ek het my cost diagram hier. My eerste stap sal wees om net eers my sye te kry. So wat jy gaan doen, hulle gaan vir my ietsie soos daai gee. Okay? Nou wat jou werk is jy met jou sin, kos of tan net eers alleen gaan kry. So my 12 tan gaan net eers daar uitchill. Ek vat so lank my 5 vat ek oor, daai minus 5 gaan oor, dan word hy mos nou 'n plus 5. Dan gaan deel ek met die 12, so ek sê die tan van beta is gelyk aan 5 op 12. Ok, so nou is my sin, kos of tan, in hierdie geval my tan is alleen, en ek het 2 sye, great, so ek los hom net eers daar. Nou wat jy moet doen, jy moet gaan bepaal in watse kwadrant om te teken. Ons kan sien, die tan is positief, dis letterlik 'n positiewe getal. As hier 'n minus gestaan het, dan was tan negatief. Waar tan positief is, en gaan merk asseblief al twee hierdie kwadrante, dis baie belangrik. Tan is positief by A en by T. Dis nou waar my cost diagram inkom. Dan sê hulle ook vir my, okay, beta mag net tussen 90 en 360 grade lê. En ek ken my leerwerk, ek weet mos hierdie is 'n 0, hier is 90, so hy mag tussen 90 en 180, 180 en 270 en 270 en 360 lê. Ok, so dan wat jy gaan doen, sien julle ek merk dit letterlik, dan gaan teken jy hom in die kwadrant met die 2 kruisies. So ek gaan hom daar teken. Dis hoekom hy in daai kwadrant geteken word. Dit gaan oor die kwadrant met die 2 kruisies. Ok, so kom ons kyk. So hoe jy 'n skets teken, jy trek 'n skynsy en jy connect hom met die x-as. Dis heeltemal dieselfde ding. Dit is jou go-to. Okay. Dan wat my leerwerk sê is ek weet hierdie ouetjie se naam gaan dan beta wees. Dis die hoek vir beta. Maar dis hoekom ek julle op die kartesiese vlak eerder leer met x, y en r, want dit raak baie gou confusing. Wat is my teenoorstaande en my aangrensend en al daai lekker dinge. So ek hou daarvan om te werk met x, y en r die oomblik wat ek op my kartesiese vlak kom. Okay. Volgende deel is ek weet mos nou tan se lettertjies het ons nou gekry as y op x. Ons het mos gesê tan is y op x. Dis my leerwerk. Okay. So my y, sien julle daar is 'n 5 en my x is 'n 12. Okay. Nou, die laaste stap, ek het vir julle gesê, jy moet altyd gaan kyk na jou tekens. Gaan kyk op jou kartesiese vlak, waar is my tekens? So, wat jy gaan doen, sien julle aan die linkerkant is my x negatief, en aan die onderkant van die lyn is my y negatief. En dan met liewe vriend Pythagoras, hier maak julle nogal gereeld foute, wanneer dit by die tekengedeeltjie uitkom. Jy moet nou hierdie derde sy gaan bereken, so gaan jy nie kan doen wat hulle vir jou vra nie. Die derde sy, wat jy gaan doen is, my formule vir Pythagoras, sê my skynsy kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus y kwadraat. Onthou asseblief julle hakkies, r represent my skynsy. So r kwadraat, my x is 'n negatief 12, kwadraat, onthou julle hakkies, plus 'n hakkie van minus 5 kwadraat. As jy hierdie gaan in jou calculator incheck, kry ek 169, daarom is r dan 13. Hierdie is belangrik, r is altyd positief, dit is ook, ek sê dit ook vir jou in die notas daarso. R is altyd positief, dit is 'n skynsy, hy is altyd positief, maak nie saak waar op jou kartesiese vlak hy lê nie. Okay. En nou, dit was die moeilikste gedeelte, die res is super maklik. Nadat ek my skets het, nou is my kop deur. Dit was die moeilikste gedeelte. Die res is die easy gedeelte. So kom ons kyk. Hulle sê vir my die sin van beta, ek moet dis wat ek moet bereken. Sin se lettertjies weet ons mos is y op r. So ek het my waarde vir y is 'n minus 5. Ek gaan sit hom net so minus 5, my waarde vir r is 13. Ek gaan sit hom so. Plus, die kos van beta se lettertjies is x op r. My x-waarde is minus 12, my r-waarde is 'n 13. En daai kan jy in jou calculator gaan incheck, dan kry ek hom as 'n minus 17 op 13. Dis hoe ons dit doen. Jy het eintlik net jou skets nodig. Okay. Volgende enetjie. Hier vra hulle vir my, daar is my sketsie. Hulle vra nou vir my 1 op 5 tan van beta, so ek gaan net hierdie bereken, ons sê 1 op 5, ek gaan nie skrik nie. Tan se lettertjies is y op x. My waarde vir y is minus 5, my waarde vir x het ons gekry as 'n minus
12. Minus my 13 chill daar uit, sin se lettertjies is y op r. My waarde vir y is minus 5, my r is 13. En dan kan ek hierdie gaan vereenvoudig, ek gaan dit sommer so vereenvoudig, my 5 kanseleer uit, 'n minus en 'n minus kanseleer uit, so ek kry 1 op 12 minus, my 13's kanseleer uit, 'n minus maar met 'n minus is 'n plus, en as jy daai in jou calculator gaan incheck, gaan ek 'n pragtige 61 op 12 kry. En dis hoe ons hierdie doen. Alright, volgende een. So die volgende enetjie. Hierso, eerste ding wat ek kan sien is, hulle gee vir my 'n klomp staf, en nou moet ek 'n klomp goed gaan bereken. Hulle sê vir my, 7 tan beta plus 3 is gelyk aan 0, ek kan sien my tan is nie alleen nie. So my beginpunt sal definitief wees om my tan alleen te kry. So ek gaan sê 7 tan van beta, ek vat my 3 oor, dan word hy 'n minus 3, en dan gaan deel ek met 'n 7, so ek kry die tan van beta, is gelyk aan minus 3 op 7. Ok, nou wat ek gaan doen is, ek moet gaan bepaal in watter kwadrant om hom te teken. Vir dit gebruik ek my cast diagram, en ek gaan sê, right, die tan van beta, hulle sê vir my, tan is negatief, dis hoe mens dit sien. Tan is negatief in die S en in die C kwadrant. Ek maak letterlik 'n kruisie, jy kan nie hierdie stap skiep nie. Die kos van beta sê hulle vir my is kleiner as 0. So as iets kleiner is as 0, dan weet ons mos dit is negatief. So hulle sê eintlik vir my, die kos van daai beta is negatief. So ek moet gaan kyk waar is kos negatief. Kos is negatief by T en by S. Hy is mos positief by C en by A. En dan gaan teken jy hom in die kwadrant met die 2 kruisies. So ons gaan hom in die S kwadrant met teken kwadrant 2. Ok, so daar het ek nou al klaar bietjie inligting. So wat jy gaan doen is jy trek jou skynsy en jy connect hom met die x-as. Ok, tan se lettertjies het ons mos gesê is y op x. So my y-waarde, hierdie is my y-waarde, dis 'n 3, my x-waarde is 'n 7. Dan gaan kyk jy op jou kartesiese vlak na die tekens. Ek kan sien my 7 is aan die linkerkant, daarom weet ek my x-waarde is negatief, so my 7 kry die minus. Dan met ons liewe vriend Pythagoras, julle weet die stappe kan julle maar net gaan kyk, maar Pythagoras sê vir my r kwadraat is gelyk aan, ek gaan hom so lank inskryf, hakkie, asseblief hakkies, x kwadraat plus y kwadraat. As jy hierdie gaan incheck, kry ek 'n 58, so ek kry my r as 'n wortel 58. So daar is hy, wortel 58. Boom. Ok, nou het ek my skets, dit was die moeilikste gedeelte, die res is easy. Kom ons kyk wat vra hulle nou vir my. Hulle sê bereken die sin van beta plus cos beta bo op 2 sin beta. Ok, dis net 'n klomp letters julle. Die sin van beta, sin se lettertjies, weet ons mos is y op r, my waarde vir y is 3, my r is 'n wortel 58. Sien julle daai, plus, kos van beta, kos se lettertjies is x op r, jy moet net jou letters ken. My x is minus 7 en my r is wortel 58. Jy check dit hier aan die onderkant, het ek 'n beautiful 2, sin se lettertjies is mos y bo op r, en daar is my r. Ok, nou moet ons dit net gaan vereenvoudig. Julle asseblief moenie vir my daai gaan uitkanseleer nie, jy mag dit nie doen nie, want daar is nog plusse en minusse tussenin. So jy gaan eers aan die bokant moet vereenvoudig, en dan aan die onderkant. So aan die bokant, kry ek kan sien my noemers is dieselfde, dan sê ek 3 minus 7 gee vir my 'n minus 4, bo op my wortel 58, en aan die onderkant, dis daai, ek maal bo met bo en onder met onder, so ek sit dit alles bo op 'n 6 op wortel 58. Ok, as jy wil, kan jy hierdie al in jou seker in jou calculator gaan incheck, as jy nie die algebra verstaan nie, maar ek wil regtig julle moet eintlik die algebra hier agter verstaan. Ek het vir julle geleer, wanneer ek 'n breek op 'n breek het, dan gaan skryf ek hulle langs mekaar. So hierso staan eintlik minus 4 bo op 'n wortel 58, gedeel deur daai, dit is wat daar staan, gedeel deur is 6 op wortel 58. En ons weet ons mag nooit deel met 'n breek nie, daarom gaan ek maal met sy resiprook. So ons gaan maal hom
met die wortel 58 bo op 6. Ok, dan kan hierdie pragtig uitkanseleer, want ons het 'n maal, en dan kry ek, my antwoord is minus 4 op 6, en my antwoord is 'n negatief 2 op 3. En dis hoe ons daai doen. Ok, hier is nou 'n bietjie 'n interessante een. Ek hou van hierdie vraag. Hy is definitief, het laat mense 'n bietjie meer dink. Kyk gou wat sien ek hier. Hier sien ek eerstens ons werk met 'n beta en 'n alfa. Beta en alfa, so dit is baie confusing. So ek gaan net eers gaan kyk wat gee hulle vir my. Die eerste ding wat ek sien is hierdie 5 kos beta minus 3 gaan ek bietjie netjieser skryf. Ek skryf hom as die 5 kos van beta is gelyk aan 3, ek het my minus 3 oorgevat, dan gaan deel ek met 'n 5, ek sê kos van beta is gelyk aan 3 op 5. Ok, nou wat ek gaan doen is, ek gaan kyk op my cost diagram, want ek weet ek moet 'n skets gebruik en ek weet ek moet hom in die regte kwadrant teken. So ek kan gaan kyk, kos is mos positief by A en by C. Dan sê hulle ook vir my, beta mag net tussen 0 en 180 grade lê. So hy mag net daar en daar lê, en dadelik sien ek, ok, vir beta gaan ek definitief in daai kwadrant moet teken, by die A. So dit sal my beginpunt wees. Kom ons gaan teken my skets. Vir my skets, sê ek mos, ek trek 'n skynsy, en ek connect hom met die x-as. Ek's nou eers besig met beta. Daai hoekie is beta. Kos se lettertjies weet ons mos is x op r. So my x-waarde gaan die 3 wees en my r wat my skynsy is, gaan die 5 wees. Met liewe vriend Pythagoras gaan ons daai ouetjie kry as 4. Die stappe is in die notas as jy daar wil gaan kyk. Alright. Nou vra hulle hier nog goed vir my. Op die ouend vra hulle nou vir my, bereken kot van alfa. So, ek kan nog nie my skets gebruik nie, want my skets het toch net 'n beta. Okay? Nou moet ek gaan kyk wat gee hulle nog vir my. Hulle gee vir my 'n paar goedjies. Hulle sê wel, alfa plus beta is 90 grade. Okay, hierdie is nogal belangrik. En hulle sê vir my, alfa lê iewers tussen 0 en 90 grade. So al wat daai vir my sê, hulle, dis eintlik baie eenvoudig. Ons weet hierdie is 'n 90 grade driehoek. So as ons gaan werk met binnehoeke van 'n driehoek, dan kan ons mos gaan sê, hierdie hoekie, kom ons gaan noem hom hoekie C. Ok, ons noem daai enetjie C, né? So om vir C te kry, kan ek my gewone graad 8 en 9 meetkunde gebruik om te sê die 90 plus B, so 90 grade plus beta plus wat ook al hoekie C is gelyk aan 180 grade. Ons weet dit mos, okay? So ons kan hierdie oorvat, my beta plus hoekie C gee vir my 180 minus 90, gee vir my pragtige 90 grade. Sien julle wat staan hier? Hierso staan beta plus C is gelyk aan 90. En hulle het vir my gesê, alfa plus beta is gelyk aan 90. Daarom weet ek hierdie enetjie moet alfa wees. Dit was nie nodig om al die somme te doen nie, jy kon ook net gesien het, wel, hulle sê vir my som moet alfa en beta, hulle sê alfa plus beta moet 90 grade wees. En as hierdie enetjie 90 grade is en daai een is beta, dan moet daai alfa wees, want saam moet hulle 90 grade gee, want 90 plus 90 is 180. Ok, so dis maar eintlik al wat hulle daar vir my sê. Right, nou sê hulle vir my, bereken nou die kot van A. Ok, hier moet jy nou kop hou. Ok, wat belangrik is, al is ek op my kartesiese vlak, ek gaan met 'n gewone driehoek werk hierso. Ek gaan nie met my x, y en r werk nie, want ek werk nie nou met die beta nie. Ek werk met die A, my alfa. So wat gebeur nê? Eerste ding van die 90 grade driehoek is jy label jou sye. So ek het my skynsy daar, ek werk met alfa, daarom is hy nou my teenoorstaande sy, en die ander ouetjie is my aangrensende sy. En hulle het vir my gesê, bereken die kot van A. Kot, weet ons mos is die omgekeerde van tan. So dit is 1 op die tan van alfa. Okay? En tan van alfa, tan se lettertjies is T op A, tanta. T op A, en dit is dan 3 op 4. So as ek hom wil reverse, dan kry ek hom as 'n 4 op 3, en dis hoe ons daai gedeelte kry, want ek werk mos 1 op tan, so jy kan hom ook gaan skryf het, dis 1 op, en dan die tan se lettertjies is T op A, so dis 3 op 4,
En as jy sê 1 gedeel deur wat ook al die breek is, gaan hy net omruil of jy check dit in jou calculator in en jy gaan 'n 4/3 kry. So dis wat daar gebeur. Ok, nu is ons by nommer 4. So hierdie is ook 'n baie lekker ene. Net 'n bietjie interessante ding. Hulle sê hier vir my, eerstens, die sin van A is 5/13. So hulle was nice. Hulle het klop vir my omgaan vereenvoudig. Hulle sê die sin van A is 5/13. Die eerste ding wat jy in elk geval gaan moet doen is om te bepaal wat se kwadrant om hom te teken. Ons weet mos hierdie is C, A, S en T. Hulle sê vir my sin is positief. Ek kan sien hy's positief. Sin is positief by S en by A. Ok, nou gee hulle nie regtig vir my nog ander veel beperkings nie, behalwe, hierdie is belangrike inligting. Hulle sê A is 'n stomphoek. Ek ken my leerwerk en dan weet ek, tussen 0 en 90 grade is 'n skerphoek. Tussen 90 en 180 grade is 'n stomphoek. So daarom weet ek, hy gaan moet in die S-kwadrant lê, want dis waar daar 'n stomphoek is. En dan gaan teken ek net my skets. Ek trek 'n skynsy en ek connect hom met die X-as. Sin se lettertjies weet ons mos is Y op R, dis my leerwerk. My Y-waarde is 5, my R-waarde is 13. Met liewe vriend Pythagoras het ek hierdie gekry as 'n 12. Wat belangrik is, jy moet altyd jou tekens gaan kyk. As jy sien waar hy lê hier aan die linkerkant. Hierdie X-waarde is aan die linkerkant van my Y-as. So aan die linkerkant, daarom weet ek, dit is 'n negatief. Ok, dit was die moeilikste gedeelte. Net dat julle ook weet, hierdie verteenwoordig A. Daai is die waarde van A. Julle kan sien, hy gaan meer as 90 grade wees daar. Ok, dan vra hulle eers vir my, right, bereken die kos van A. Kos se lettertjies, weet ons is X op R. So dis die minus 12 op die 13, minus 12 op 13, en dis dit. Dis al wat jy nodig het om te doen. Great. Volgende een vra hulle hier vir my, bereken die cosec van A mal met die tan van A. Ok, cosec van A, cosec, ek gaan kyk na die derde lettertjie, dan sien ek dis 'n S, so dan weet ek dit is 1 op sin. So hierso staan eintlik die 1 op die sin van A, mal met tan van A. Ok, ek skryf dit vir julle so, dat julle net sien waar dit vandaan kom. So ek sê 1 boop die sin van A, sin se lettertjies is Y op R. So dis Y op R. So ek het 'n 5/13. Tan se lettertjies is Y op X. 5 op minus 12. Onthou hulle maal met mekaar. Ok, dan wat ek gaan doen, sal ek definitief hierdie net eers gaan vereenvoudig. Ons gaan kry hom as 'n 13 op 5, maal met 5 op 'n minus 12. As jy dit gaan vereenvoudig, daai 5e kanselleer uit, dan kry ek my antwoord is 'n minus 13 op 12. Voorbeeld nommer 5 is nog 'n interessante enetjie. Ek sal voor gaan kyk in die pakkie, hou net eers die cover daarson, dan probeer jy hom gou self doen. Kyk gou wat doen ons hierson, hè? Hulle het 'n klomp inligting, hulle gee vir my 'n diagram, en dan gee hulle vir my 'n punt T wat X en 15 is. Hierso is waar die belangrike gedeelte inkom. Hulle sê vir my OT is 17 eenhede. Dit is wat jy nodig gaan hê om hierdie ding te kan doen. Ok, en dan gee hulle daar, so ek het vir punt P, so kom ons kyk. Eerste vraag sê hulle vir my, bereken die waarde van X. Ok, so X het ons mos gekry, hulle het mos gesê, T se waarde daar is X en 15. Julle kyk gou wat gee hulle vir my. As hulle sê dit is X en 15, is belangrik dat julle hierdie verstaan. Jy moet hom net een keer sien en dan snap 'n mens dit vinnig. Hierdie is 'n X-koördinaat, daai is 'n Y-koördinaat. So jy hou by jou reëls wat ek vir jou leer, jy trek 'n skynsy en connect hom met die X-as. Hulle het daarom klomp my skynsy vir my gegee. So jy het net nodig gehad om hom te connect met die X-as. My X-se waarde, wel dis wat T op hierdie stadium vir my gee, en Y is 15. Kyk gou hierdie, hulle het vir my gesê OT is 17. O is altyd van my oorsprong af, en daar is T, hulle gee eintlik vir my skynsy. Daar is dit. Ok, en dan al wat ek nodig het met liewe vriend Pythagoras, kry ek daai ouetjie dan as 'n 8. Julle kan in die notas gaan kyk, ek het alles stap vir stap vir julle gedoen, om by daai 8 uit te kom. Maar, dis nie net 'n gewone 8 nie. Gaan kyk hierso,
Wanneer jy na jou kartesiese vlak kyk, dan weet ek hy moet 'n negatief 8 wees, want hy lê aan die linkerkant. Okay, en daar is my skets. Daar het ek die waarde van x bereken. Nou vra hulle vir my bereken die waarde van tan van theta. Tan van theta, tan se lettertjie, super maklik. So tan van theta weet ons is y op x. My waarde vir y is 15. My waarde vir x is 'n minus 8. En dit is my antwoord. Net so. Tada! Derde enetjie vra hulle vir my vir sin kwadraat. Sin se lettertjies is y op r. So ek sê y wat die 15 is, boop die r wat die 17 is, en dit word heeltemal gekwadreer. Nou kan jy hierdie stap vir stap in jou calculator gaan intik, dan kry ek 225 boop 'n 289. Voilà. Right. Nou, die laaste enetjie is definitief een van die mooier sommetjies, veral wanneer jy nou al reguit lyne gedoen het, so met funksies, of met analitiese meetkunde en met gradiënte gewerk het. So, wat ek hierso gaan doen, hulle sê vir my bereken die waarde van A. Okay. Een manier om hierdie te doen, en ek gaan dit sommer op hierdie manier doen, maar daar is 'n klomp maniere, so as jy hierdie manier nie verstaan nie, is jy welkom om vir my boodskap te stuur, en dan kan ek vir jou 'n ander video maak met nog 'n metode om dit te doen. Okay, so wat ek hier gaan doen, is ek gaan my reël volg, wat vir my sê van kolineêre punte, so dit is punte wat almal op dieselfde lyn lê, dit is jou kolineêre punte. So kolineêre punte, ons weet ons mos het dieselfde gradiënt, so die gradiënt van TP gaan dieselfde wees as die gradiënt van PO, en dit gaan dieselfde wees as die gradiënt van TO. Hulle almal moet dieselfde gradiënt hê. Ons weet mos nou O is daar by my oorsprong. Daar is O. Okay. Dan weet ons ook 'n gradiënt se vergelyking sê vir my y2 minus y1 bo op x2 minus x1. Okay. So kom ons kyk gou hierso. Ek gaan sommer gaan werk met die gradiënt van TP, en ons weet dit moet dieselfde wees as die gradiënt van TO. Ons weet mos dit is dieselfde, so ek gaan sommer met daai en daai werk. Ek dink in my voorbeeld het ek ander gebruik, so ek wil nou juist 'n bietjie 'n ander manier gebruik in die video. Okay. So kom ons kyk, die gradiënt van TP. So die gradiënt van TP, dit is nou hierdie klein gedeeltetjie. Dit is mos nou y2, so ek gaan sê 15 minus die A, bo op x2, minus 8 minus, onthou asseblief julle hakkie, minus 2. En ek weet dit moet dieselfde wees as die gradiënt van OT. OT se gradiënt, so dis y2, so 15 minus 0, bo op x2 minus x1. En daar's my vergelyking. So dis hoe ek hom kan gaan doen. Aan die bokant kry ek 'n 15 minus A. Aan die onderkant gebruik ek my gewone algebra. Ek sê minus 8, hy maal in, hy word 'n plus 2. En dit is gelyk aan 15 bo op 'n minus 8. Dan kan ek verder vereenvoudig om te sê minus 8 plus 2 geef my pragtige minus 6. Daar is hy. Dan wat ek gaan doen is ek gaan kant toe maal en kant toe. Ek hou daarvan om te gaan kruismaal met 'n is gelyk aan. So my minus 8 gaan maal met 'n 15 minus A. En my 15 gaan maal met 'n minus 6. Hierdie kan jy dan nou stap vir stap in jou calculator gaan intik, om te gaan sê, minus 8 maal met 15 gee vir my 'n minus 120, minus maal met 'n minus is 'n plus 8a. Dis dieselfde, 5 maal met 6, 15 maal met minus 6 gee vir my 'n minus 90. Okay, so ek gaan sê my 8a is gelyk aan, ek gaan my minus 120 oorvat, dan word dit 'n minus 90 plus 'n 120, dan kry ek hom as 'n pragtige 30. My waarde vir A kry ek dan as 30 bo op 8 en as ek hom vereenvoudig, kry ek hom as 'n 15 op 4. En dis hoe ons daai gedeelte doen. Bietjie 'n mooier voorbeeld daar.